Ons skriflesing vanoggend is Johannes 1 vanaf vers 1 tot 3. Ek onderbreek die Romeine reeks in Romeine 11, wat ook net nie makliker word nie, al hoe moeiliker word. Maar ek gaan stil staan vir die volgende 3 Sondae by Johannes 1 met die fokus op Kersfees, op die geboorte van Christus, wat dan ook fokus op hierdie tyd. So voor ons saam lees, kom ons sluit net die oë en dan bid ons saam. Heilige Here Jesus, ons aanbid vir U in hierdie môre. U die Seun van die lewende God, wat mens geword het in 'n krib. Ja Here, dit is gaan ons verstand te bowe. Ons buig voor U om U te aanbid, saam met herders, ja, saam met sterrekykers. Ons wil in hierdie oggend vir U kom dankie sê, dat ons die voorreg het om U woord te kan hoor, om in U naam by mekaar te kan kom, en om te kan sê, ons glo in die koning van die konings. Ons ken hom. Dankie dat ons kan saam wees. Dankie dat ons U kan ken. Dankie dat ons U kan aanbid. Ons eer U vir U grootheid, vir U goedheid, vir U almag, vir U heerlikheid, vir al U gawes. Ons vra dat U ook vanoggend deur U woord met ons sal praat en dat U deur die Heilige Gees kragtig ook sal werk. Ons bid dit om U naam se ontwil. Amen. Ons lees saam die 3 verse. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Ons tema is Jesus, die ewige woord van God self God. Jesus, die ewige woord van God self God. Wanneer ek die geloofsbelijdenis opsê, wanneer ons dit opsê, dan bely ons, ek glo in Jesus Christus, God se enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Geliefdes, met Kersfees vier ons die geboorte van God se Seun, Jesus Christus, gebore uit die maagd Maria. Ons gaan vir die volgende 3 Sondae, soos ek ook gesê het, stil staan by die Johannes Evangelie, wat vanuit 'n hemelse perspektief kyk na Jesus se koms na die aarde, sy menswording, sy geboorte. Johannes help ons om te verstaan wie die Jesus is wat in die krib lê, in die krib gebore is. Matteus en Lukas vertel beide die aangrypende verhaal van Jesus se geboorte, maar vanuit meer uit 'n aardse perspektief. Met engel Gabriël wat dit bekend maak aan Maria en Josef, engelekoor wat dit aankondig vir skaapwagters in die veld, en beide Matteus en Lukas het 'n uitgebreide aardse geslagsregister om aan te toon dat Jesus uit die geslagslyn van koning Dawid kom en ook 'n vervulling is van die beloftes wat God aan Abraham gemaak het. Anders as by Matteus en Lukas begin Johannes sy evangelie met 'n hemelse geslagsregister, as ek dit so kan sê. Johannes begin sy verhaal van Jesus nie by sy aardse begin, dit wil sê sy geboorte in 'n krib in Bethlehem nie. Johannes begin sy verhaal van Jesus by sy hemelse begin, voordat Jesus as mens gebore is. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dit is duidelik uit Johannes die evangelie dat die Griekse woord logos, wat met woord vertaal word, wat 3 keer in vers 1 voorkom, hier na die Here Jesus verwys. In vers 14 spel Johannes dit uit, daar sê hy, die woord het mens geword, vlees geword, sê die ou vertaling, en onder ons kom woon, die enigste, unieke, enigste Seun van die Vader. Nou die eerste vraag hier is, hoekom gebruik Johannes die Griekse woord logos, die woord, om na Jesus te verwys? Die woord. Ons het hier 'n Ou Testament konteks, maar ons het ook 'n Griekse konteks.
Nou, ons kyk eers na die Griekse konteks. Sekere Griekse filosowe het geglo die logos is 'n onpersoonlike, goddelike gees of kragbron of abstrakte soort beginsel van wysheid en rede wat in die heelal as te ware ronddryf en wat verantwoordelik is vir die skepping. Dit klink amper soos New Age. Presies so. Dis wat die Grieke geglo het. So as die Griekse filosowe, moet ek net eers sê, dit was om 'n antwoord te kry vir die skepping. Hoe verklaar jy dit? Soos die Griekse filosowe is daar vandag baie wetenskaplikes wat steeds te vergeefs soek na 'n antwoord oor hoe die hemel en aarde ontstaan het. Een voorbeeld is Albert Einstein. Geniale wetenskaplike bekend vir die relativiteitsteorie wat daaronder gegee word dat verantwoordelik was vir die maak van die atoombom. Hy het nie geglo in 'n persoonlike God wat as regter oor die wêreld gaan oordeel nie. Amper soos die Griekse filosowe het hy geglo in 'n God wat identies is met die natuur en sy wette. 'n Onpersoonlike krag. Luister hoe beskryf Albert Einstein die bestaan van die skepping. Wat hy waargeneem het in die skepping. Hy sê, everything is determined, the beginning as well as the end, by forces over which we have no control. Human beings, vegetables, or cosmic dust, we all dance to a mysterious tune intoned in the distance by an invisible piper. Dit neem my waar in die skepping. Het Albert Einstein maar net geweet dat Jesus is die begin en die einde. Min wetende, die Griekse filosowe, en dan nou ook later iemand soos Albert Einstein, besef dat die antwoord lê in Genesis 1. Hulle moet net lees. God het geskep. Johannes kon dus na Jesus as die logos of die woord verwys het om aan te toon dat nie die Grieke se logos die onpersoonlike goddelike kragbron of gees of beginsel van wysheid wat in die heelal ronddryf, of soos Einstein sê, die invisible piper wat maak dat goed gebeur. Dis nie verantwoordelik vir wat ons rondom ons sien en beleef nie, maar dat God die Vader deur sy seun Jesus alles geskep het. Dis die Griekse konteks. Die Ou Testament konteks gee egter 'n verdere verklaring vir Johannes se gebruik van die woord logos, woord. Hoekom gebruik hy dit? Nou, in die Ou Testament kom die begrip die woord van God, wat jy baie goed ken, meer as 200 keer voor en 'n parallelle begrip, so sê die Here, kom meer as 400 keer in die Ou Testament voor. Jy sal baie keer lees ons die woord van die Here het tot iemand gekom. So het God homself aan sy profete en sy diensknegte openbaar. Jeremia 1 vers 4 is 'n voorbeeld. Die woord van die Here het tot my gekom, skryf Jeremia. So wat is dit? In die Ou Testament het God sy wil en sy karakter aan sy profete en sy kinders bekend gemaak. Homself geopenbaar. Anders sou ons niks van hom geweet het nie. En deur die Ou Testament sien ons dat God algaande meer en meer en meer en meer van homself openbaar. En wanneer ons in die Nuwe Testament kom, dan kry ons God se volmaakte openbaring van homself in Jesus as die finale woord van God. So dis die Ou Testament konteks. Daarom kan Johannes met reg vir Jesus die woord van God noem, want dit is die laaste finale openbaring van God. Nou die evangelies se beskrywing van Jesus as ewige God wat in die geskiedenis in Bethlehem in 'n krib as 'n mens gebore word, is die finale en volmaakte openbaring van God en woord van God. En dis 'n waarheid, as jy net so 'n bietjie daaroor dink, wat absoluut alle verstand te bowe gaan. Heeltemal te veel vir ons klein verstandjies. Dit sal jou kop laat bars as jy te lank daaraan dink. Hoekom? Dis 'n misterie. Dis 'n geheimenis. J.I. Packer in sy boek Knowing God noem die leer van die menswording of die inkarnasie, die feit dat Jesus mens geword het, die grootste misterie van die evangelie. Die grootste geheimenis. Hy skryf, hy sê, the real difficulty, the supreme mystery with which the gospel confronts us lies not in Good Friday.
message of atonement, nor in the Easter message of resurrection, but in the Christmas message of incarnation. The really staggering Christian claim is that Jesus of Nazareth was God made man, and that he took humanity without loss of deity, so that Jesus of Nazareth was as truly and fully divine as he was human. Dit is 'n absolute verbuisterende waarheid. Struikelblok waar mense val. Met Jesus se geboorte het Jesus nie die seun van God geword nie, maar het die ewige seun van God mens geword. Dis die inkarnasie of die menswording. Nou in Johannes 1 vers 1 beskryf Johannes Jesus se godheid voordat hy as mens gebore is. Johannes beskryf Jesus se hemelse geslagsregister. In die begin is die woord was by God en die woord was God. Johannes beskryf Jesus se godheid op so 'n wyse dat dit onmoontlik is dat ons dit volledig sal verstaan. Ons kan nie. Dis maar soos 'n deur wat oopgemaak word, ons sien lig deurkom. Maar hy skryf dit sodat ons sal glo en dat ons voor Jesus in aanbidding sal neerval. As jy dit besef. Daar's baie mense wat in verwondering voor Jesus staan. Hom bewonder, maar nie aanbid nie. Ja, selfs heidene, ook mense van ander godsdienste. Ja, ook kerkmense wat nie regtig in Jesus glo nie, hulle het die grootste waardering vir Jesus. Hoekom? Hulle bewonder Jesus as mens, wat siekes gesond gemaak het, wat die armes gehelp het, wat selfloos sy lewe gegee het, verander, 'n leermeester by uitnemendheid, hy's onskuldig gekruisig, hy het onbaatsigtig sy lewe afgelê, hy's die perfekte rolmodel wat jy kan nastreef. As jy 'n rolmodel soek, daar's een. Streef hom na. So jy moet sy voorbeeld navolg, maar sê hulle, hy's nie God nie. Nee. Ek ken mense wat lidmate is in die NG Kerk in Namibië, wat alles glo, hulle sê, maar as jy God nie. Hulle val daar vas. Dit is die leuen wat die duiwel ten alle koste aan jou as die waarheid wil verkoop. Glo alles oor Jesus, maar nie dat hy God is nie. Daar's teoloë en predikante saam met geleerdes en mense van ander gelowe, soos die moslems en die Jode wat leer dat Jesus deur God gestuur is. Maar hy was en is nie God nie. En dan, as jy mooi lees, hulle sal ook beweer dat nie Jesus of sy disippels daarop aanspraak gemaak het dat hy God is nie. Daar selfs teoloë en predikante wat Jesus se maagdelike geboorte ontken. Dis algemene nuus. En Jesus se opstanding uit die dood ontken. Hulle sê hy het in die gees opgestaan of hy het in sy disippels se gedagtes opgestaan. Begin by Rudolf Bultmann, Duitse teoloog. En so ontken hulle dat Jesus die mens waarlik God was en is. Wanneer Johannes egter Jesus se hemelse geslagregister aan ons voorhou, ontbloot hy hierdie valse aanspraak dat Jesus nie God is nie. Hy ontbloot dit van alle waarheid. Daar's 3 waarhede wat Johannes oor Jesus se godheid bekend maak. En die eerste is, in die begin was die woord. Dis die voorbestaan van Jesus voor enige tyd. Pre-existence, dalk help in Engels nie. Dis die eerste waarheid. Die tweede een is, die woord was by God. Dis, Jesus was by God. Dis die saambestaan van Jesus saam met God. Die coexistence. Die derde een is, die woord was God. Jesus was God. Dis die selfbestaan van Jesus as God, sy self-existence. Ons gaan na hierdie 3 aansprake kyk in volgorde en ek gaan probeer om vir u dis miskien nie so verstaanbaar nie, om dit meer verstaanbaar te maak. In die begin was die woord, dis die voorbestaan van Jesus voor enige tyd. In die begin was die woord. Nou wat 'n begin verwys Johannes hier? Daar is net een begin waarna die Bybel verwys en dit vind ons in Genesis 1, reg in die begin van die Bybel. In die begin het God die hemel en die aarde geskep.
Wanneer is die begin? In die begin. Dis voordat God tyd, ruimte, materie, die aarde, die heelal geskep het. Dis in die begin. So voordat die heelal, materie, tyd, ruimte geskep is, was net God daar. In die begin is gesetel in die ewigheid, voordat God geskep het. In die begin was die woord. Dit beteken, en dit is baie belangrik, Jesus is nie geskep nie, want hy was daar, voor die skepping. Hy is nie deel van die skepping nie. Jesus is buite tyd en ruimte, en daarom ewig. Jesus was in die ewigheid daar, voordat God geskep het. Jesus bestaan van ewigheid af. Jesus is ewig. Baie belangrik. Daarom sê Jesus vir die Jode, hy sê, Amen, amen, ek sê vir julle, ek is al van voordat Abraham gebore is. En die Jode wil met klippe doodgooi. Hoekom? Sy aanspraak op ewigheid was vir hulle godslasterik. Net God is ewig. Wie is die mens om dit te sê? Hy is ewig. Jesus se gebed in Johannes 17 verwys na sy bestaan voor die skepping. Hy bid, en nou Vader, verheerlik my by U met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Die res van die Nuwe Testament skrywers bevestig dit, dat Jesus van ewigheid af is. Kolossense 1:17, Jesus Christus, sê Paulus, het voor alles, daar was niks, bestaan. En in hom hou alles stand. Ook die bekende teks, Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Omdat Jesus in die begin was, is Jesus van ewigheid af. Hy was daar in die begin. Hy is van ewig. Hy is ewig. Jesus se tweede aanspraak, die woord was by God. Die saambestaan van Jesus saam met die Vader. En dit is baie belangrik. In hierdie kort sinnetjie is van wesenlike belang vir ons geloof in die drie-enige God. Hoekom? Die woord was by God. Hy was in die begin daar, die woord was by God. Jesus was nie net van ewigheid af daar nie, hy het van ewigheid af saam met God bestaan. Dit wil sê, Jesus is onderskeibaar van die ewige God. En dit kan net die Vader wees. So Jesus was by die Vader gewees in die begin, voordat alles geskep is. In 'n verhouding met die Vader. Hy was by die Vader. In Jesus se gebed die aand, voor hy gevange geneem is, verwys Jesus na hierdie verhouding met die Vader. In die begin, voordat die heelal geskep is. Ons lees, en nou Vader, verheerlik my by U met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voor die wêreld bestaan het. Verheerlik my met die heerlikheid wat ek by U gehad het. Dit dui op die verhouding. En dan in vers 24 van dieselfde gebed sê hy, U het my van voor die grondlegging van die wêreld af liefgehad. Dit wys op die innige liefdeverhouding tussen Vader en Seun, maar albei God. Hier het ons 'n beskrywing van twee persone van die goddelike drie-eenheid. Die Heilige Gees is die derde persoon. Sy werk beskryf Johannes uitvoerig in Johannes 16. En van die Heilige Gees lees ons reeds in die tweede vers van die Bybel in Genesis 1. Daar lees ons, die aarde was woes en leeg, maar die Gees van God het oor die water gesweef. Ons lees van die Seun ook in die Ou Testament, maar jy moet mooi lees om dit raak te sien. Maar met die Here Jesus se doop, deur Johannes, die doper, openbaar die drie-enige God hom hoorbaar en sigbaar. En ek het net nou gesê, in die Bybel kry ons God se openbaring wat hom algaande meer openbaar. En word al hoe duideliker en al hoe duideliker. Amper soos die son wat opkom en al hoe helderder skyn. Dit beteken nie die eerste dinge was nie waar nie, dit was ook waar, maar die waarheid word net al hoe helderder en duideliker. En wat gebeur by Jesus se doop? Net toe Jesus uit die water opkom, die tweede persoon, het hy die hemel sien oopgaan en die Gees, die derde persoon soos 'n duif op hom sien neerdaal en 'n stem uit die hemel, die eerste persoon, die Vader, gekom, jy is my seun, my geliefde, oor jou verheug ek my. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees, al drie ware God, maar drie persone wat in die godheid van mekaar onderskei is. Drie persone, selfde wese.
Dit is te veel vir jou verstand. Jy kan dit glo. En jy kan God aanbid. Maar jy gaan nooit verstaan nie. Dit wat beteken Jesus was by God. Johannes se derde uitspraak is die hoogtepunt van sy uitsprake oor die woord en bevestig die leer van die drie-eenheid. Die woord was God. Jesus was God. Dis wat Johannes daar sê. Dis die selfbestaan van Jesus as God. Selfbestaan van alle ewigheid af. Dis ook te veel vir jou verstand. Hier belê Johannes ondubbelsinnig dat Jesus onderskei van die Vader, self God was en is. Hy en die Vader is nie dieselfde nie, want hy was by die Vader, hy was by God en hy is God. So dis twee persone. Hy was by God, onderskei en hy is God. Was hulle dieselfde wese, twee persone. Hier belê Johannes ondubbelsinnig dat Jesus onderskei van die Vader, self God was en is. Die aanspraak dat Jesus as God, as seun van God, onderskei van die Vader, self God is, word ook in die res van die Nuwe Testament oor en oor bevestig. Enkele voorbeelde. Maria het deur die krag van die Heilige Gees swanger geword en Jesus is uit 'n maagd gebore. En daarom was die mens Jesus Christus die seun van God, ware God. Dis hoekom die maagdelike geboorte so belangrik is. Omdat Maria deur die krag van die Heilige Gees swanger geword het. Dit beteken God in sy volheid was reeds in Jesus teenwoordig toe hy in die krib gebore is. God in sy volheid. Toe hy in die krib gebore is, Jesus in Maria se arms was waarlik God. Paulus beskryf in Kolossense 2 vers 9, hy sê, want in hom, Jesus, woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. Die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1 bely onder andere oor die karakter van God. God is ewig, onbegryplik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Dit was alles waar van Jesus voor die skepping, maar ook toe hy in die krib in Bethlehem gelê het. En wanneer Maria swanger met Jesus na haar familielid Elisabeth gaan, swanger met Johannes die Doper, hoor wat sê Elisabeth vir Maria, wie is ek dat die moeder van my Here na my toe kom? Elisabeth noem Jesus op God se persoonsnaam. Dis die een naam in die Ou Testament wat uitsluitlik God toekom. In die Ou Testament is die Here se persoonsnaam Jahwe, dit is Hebreëus. En in die Nuwe Testament vertaal Kyrios, dis die Grieks. En dit word vertaal met Here. Nou God se persoonsnaam Jahwe, wat Here vertaal is in die ou 53 vertaling is as jy gaan kyk dan sal jy sien die Here is in hoofletters geskryf. Dis Jahwe, dis sy God se persoonsnaam. Dit kom meer as 6800 keer in die Ou Testament voor. 'n Eretitel wat meer as enige ander naam net vir God gereserveer is. Elisabeth sê Jesus is Here. Jesus se broer Jakobus, leier van die kerk in Jerusalem, spreek ook sy broer Jesus aan met die eretitel van God se persoonsnaam in sy brief. Hy sê ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, die Here van die heerlikheid. Hy noem Jesus Jahwe van die heerlikheid vir sy broer, saam wie hy groot geword het. Die betekenis van God se persoonsnaam vind ons in Eksodus 3 vers 14 waarby ons al baie stil gestaan het, waar God homself aan Moses geopenbaar het en God het vir Moses gesê, Moses het gevra, wie is u? Toe sê hy, ek is wie ek is, dis Jahwe. Hy sê toe ook, so moet jy die Israeliete antwoord, ek is, het my na julle toe gestuur, ek is. Ek is nog die hele tyd daar. Dit is te veel vir ons klein breintjies. Die betekenis van die naam Jahwe word ook sigbaar, as ons in die Nuwe Testament gaan lees, in Jesus se vele ek is uitsprake. Veral in die Johannes Evangelie. En daardeur verklaar en bevestig Jesus sy selfbestaan. Ek is. Moses sê,
sê God, ek is. En wat sê Jesus? Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die deur vir die skape. Ek is die goeie herder. God verwys na homself ook as die goeie herder in Esegiel. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En daarom ook sy uitspraak in Openbaring 22. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. En met Jesus se verhoor voor die Joodse raad het die hoëpriester Kajafas vir Jesus gevra of hy die seun van God is. Is jy die Christus, die seun van die lofwaardige, is God? En dan sê Jesus, ek is. Ek is. Jesus is gekruisig oor Gods lastering, omdat hy hom aan God gelyk gestel het as die ek is. Die God wat van ewigheid af self bestaan. En dan kom Johannes by vers 3 en gee as te ware 'n finale oorweldigende bewys dat Jesus waarlik ek is, waarlik God is, wat van ewigheid af self bestaan, as die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, gebore uit die Vader, een in wese met die Vader. En dan lees ons in vers 3, alle dinge het deur hom, Jesus, die woord, ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Dus stap uit en kyk na alles rondom jou. Jesus is die skepper van alles. Alles het deur hom ontstaan, sê Johannes. Sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Stap uit en kyk. Elke goggetjie, elke muurtjie, elke blom, die blou lig, die heelal, miljoene ligjare. Sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Dit bewys onteenseglik dat Jesus ware God is. Hy is nie geskep nie, want hy het geskep. Jesus het alles in die heelal geskep. Daarom is hy God. Wat 'n verstommende uitspraak. Enige Jood wat Johannes die evangelie sou lees, sou onmiddellik hier vassteek en net sê Gods lasterlik. Hoekom? Net God alleen is die skepper van die hemel en die aarde. Hoe kan jy sê Jesus is die skepper? Dwars deur die Ou Testament. Vanaf Genesis 1 is die boodskap helder en duidelik. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. En as daar staan dit, dan is dit die Vader. Lees die psalms, die profete, Jesaja, baie ander plekke, selfs in die Nuwe Testament, word oor en oor bely dat God geskep het. Is dit nie ook wat ons bely nie? Hoe begin die apostoliese geloofsbelydenis? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Nou hoe moet ons dit verstaan? Wat is die sleutel? God die Vader het deur die Seun geskep. Dit kom nie in die Ou Testament so duidelik uit nie, maar dit kom later baie duidelik uit. Hy het deur die Seun geskep. En die Heilige Gees was ook betrokke by die skepping. Want dit is 'n innige liefdesverhouding tussen die drie persone van die goddelike drie-eenheid. Hy het gesweef oor die waters wat woes en leeg was. God die Vader het deur sy Seun geskep. Psalm 33 gee ons 'n profetiese blik op die openbaring dat God deur Jesus as die woord van God geskep het. Aangrypend wat ons in Psalm 33 lees. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die asem van sy mond die hemelse leer. Die hemelse leer is die uitspansel met sy miljoene ligjare wat jy sien. Deur die asem van sy mond. Die hele aarde moet vir die Here ontzag hê. Hom moet al die bewoners van die wêreld vrees, want hy het gepraat en dit was daar. Dis hoekom die woord so belangrik is. Hy het gepraat en dit was daar. Hy het beveel, toe staan dit daar. Dis die verskil tussen my en jou en God. Ons kan ook goed skep, maar ons dink dit eers uit, dan moet ons dit maak. Hy praat en dit is daar. En wie is die woord wat deur God skep? Jesus. Wie is die woord? Jesus is die vleesgeworde woord. Die woord was in die begin by God en hy was self God. Die Vader is die skepper, maar deur Jesus as die woord het die drie-enige God geskep. Nou dit word vir ons bevestig in die Nuwe Testament. Dis nie net Johannes wat dit sê nie. Paulus skryf in sy brief aan die Kolossense en dan spel hy dit uit, dan sê hy God het deur hom, dis deur Jesus, alles geskep
Wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Alles is deur hom en vir hom geskep, voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Die baba wat in die krib gelê het. Staan net vir 'n oomblik stil by hierdie waarheid wat te veel is vir jou verstand. Deur Jesus het God alles geskep wat gesien en nie gesien kan word nie. En deur hom bly alles in stand. Jou verlosser Jesus Christus is in beheer van die heelal. Kan jy sien hoe klein is jy? Kan jy sien dat jy eintlik net in aanbidding voor hom moet neerval? Daarom kon Jesus op water loop en die wind en die golwe van die see aanspreek. Wees stil, bedaar. En die disippels het vir mekaar gesê, wie is hy tog dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Wel, hy het Jesus se skepperwoord het die wind en die see in aansyn geroep. Jesus het gesê wind en see toe se daar. Daarom kan hy dit stil maak, net deur 'n woord te spreek. Hy is die ewige lewende woord van God. Daarom gaan dit wat op Kersfees gebeur het ons verstand te bowe. Jesus, die skepper van die heelal, is gebore in 'n krib. Deur wie God geskep het. Soos Ligon Duncan is 'n Presbyteriaanse professor in Amerika dit treffend stel. Hy sê, the baby in the manger isn't just a cute and cuddly thing in his mother's arms, he is the God upholding the universe. As jy by Kersfees stil raak, besef dit. Ek is by my laaste punt. Hoekom is dit so belangrik vir ons geloof as Christene dat Jesus waarlik God was en is? Nou hierdie vraag is deur die kerkgeskiedenis beantwoord. En nie maklik nie, want die duiwel hou nie van die waarheid nie. In die 3de, 4de eeu na Christus het Arius, jy het nou waarskynlik nog nie van hom gehoor nie, 256 tot 336 na Christus, daar staan voor Christus, na Christus, 'n ouderling in Alexandrië, die dwaalleer begin dat Jesus nie waarlik God was nie. Jesus was geskep deur die Vader en daarom nie God soos die Vader nie. Jesus was die belangrikste van alle wesens, maar hy was geskep. En Arius het 'n geweldige groot aanhang gekry. Want mense is lief vir die leuen. Hy is geskep deur God, hy was nie waarlik God nie. Hierdie dwaalleer is vir 46 jaar lank beveg deur biskop Athanasius van Alexandrië. In die proses het hy vele kere alleen gestaan teen keisers en die pause. En hy is ook verban 'n paar keer in sy lewe. Hulle het van hom gepraat as Athanasius contra mundo. Athanasius teen die hele wêreld. Hy het alleen gestaan by die waarheid van God. En in die brandpunt was die vraag van alle tye, die vraag wat Jesus Christus aan sy disippels gevra het, wie sê julle is ek? Maar voordat ek by daai vraag kom, by die konsilie van Nicea, wat deur die Romeinse keiser Konstantin in 325 bymekaar geroep is die vraag beslis. By daardie konsilie. Dis waar ons belydenis vandaan kom. Die vraag wat Jesus Christus ook aan sy disippels gevra het. En die Here Jesus het dieselfde vraag wat hulle daaroor gepraat het die Here Jesus aan sy disippels gevra, wie sê julle is ek? Is Jesus Christus waarlik die seun van die lewende God en waarlik God, of is Jesus Christus deur God geskep, die belangrikste mens wat gelewe het, maar ondergeskik aan God en nie God nie? Nou geliefdes, hierdie vraag word by kweekskole vandag gevra. En predikante en teoloë wyk maklik daarvan af. En as jy nie die Bybel ken nie, gaan jy dit nie eens agterkom nie. En jy besef nie hoe ver hulle van die waarheid af is nie. En die antwoord op hierdie vraag gee Petrus in Matteus 16 vers 16. U is die Christus, die seun van die lewende God. En by die konsilie van Nicea in 325 is die godheid van Christus erken. Maar die stryd was nog nie oor nie. Die finale geloofsbelijdenis van Nicea is eers na 2 verdere konsilies by Konstantinopel in 381 na Christus en Chalcedon 451 na Christus in sy finale vorm aanvaar. En wat was die belydenis? Dat die seun van ewigheid af bestaan het en dat hy ware God
een in wese met God die Vader is. Klink so eenvoudig. 46 jaar se stryd voordat die kerk dit neergeskryf het en gesê, dis wat ons glo. En daarom het Athanasius gesê, as Jesus Christus nie van dieselfde wese as God is nie, dan is ons steeds in ons sondes en is ons sonder hoop in hierdie wêreld. As Jesus Christus nie God is nie, is jy verlore. Verlore. Hoekom? Hoekom? Vraag en antwoord 17 van die Heidelbergse Katekismes gee vir ons die antwoord. Die vraag is, waarom moet Christus ware God wees? Die antwoord is, sodat Jesus deur die krag van sy godheid die toorn van God oor die sondes van die mens kon dra en vir ons geregtigheid en ewige lewe kon verwerf en teruggee. As Jesus nie God was nie, sou hy nie die toorn van God aan die kruis kon dra nie. Hy sou nie die prys kon betaal nie. As Jesus nie ware God was nie, kon hy nie aan die kruis 'n volmaakte offer bring nie, want dan kon hy nie sondeloos lewe nie, vir ons sonde bring nie. En die straf en die oordeel van sy Vader verduur, en om daarna nog steeds uit die dood op te staan, en ons te verlos van God se oordeel en straf. As jy in Jesus glo, wat net 'n rolmodel is, as jy in Jesus glo wat net 'n maagd gebore is nie, en wat nie in die dood het opgestaan het nie, en wat nie waarlik God is nie, kan hy jou nie vrykoop van jou sonde, en jou verlos van God se oordeel nie. Dan glo jy in die verkeerde Jesus. Jesus kan jou alleen red, omdat hy as seun van God, waarlik God was en is. En daarom, ek sluit met Jesus se woorde, in Johannes 3 vers 36, wie in die seun glo, het die ewige lewe. Maar wie aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Inteendeel, die toorn, die straf van God, bly op hom. Amen. Kom ons bid saam.